Goeiemôre broers en susters. Baie hartlik welkom in die kerk vanoggend. Mag die Here ons saam seën. Ons ontmoet deur sy woord en mag ons deur die werking van die Gees weet dat ons vanoggend in sy teenwoordigheid is en was. Baie welkom aan julle almal, in die besonder 'n woord van verwelkoming aan almal wat by ons kuier, alle besoekers. Julle is uiteraard baie welkom. Ons maak ons arms en harte vir julle wyd oop. Baie welkom. En 'n spesiale woord van verwelkoming aan die familielede van die kleintjie wat gedoop word vanoggend. En die Martens familie en die Roberts familie. Dis vir ons 'n voorreg om julle vanoggend hier saam met ons te hê in die erediens, ook by die doop van julle kindjie en kleinkind. Mag die Here dit ook vir julle onthoudag maak. En dan is dit vir my 'n groot voorreg om vanoggend by hierdie geleentheid ook vir meneer Paul von Zeuner te verwelkom. Hy is van die Gideons in Suid-Afrika se Mosselbaai Laar en oudergewoonte gaan hulle soos elke jaar vir ons een en ander van hulle werksaamhede vertel en ek stel hom graag aan die woord om vir ons een en ander mee te deel oor hulle werk. Paul was hiervoor en ook die deurinsameling gaan dan vanoggend vir die Gideons in Suid-Afrika. Baie dankie en goeiemôre gemeente. Dis vir ons regtig 'n voorreg om vanmôre hierso te wees en ons dankie vir die geleentheid. Ek wil hê jy moet net 'n oomblik saam met my net op 'n reis gaan. Ek hoor ons doop vanmôre, so dink aan 'n jong moeder of 'n moeder van twee kinders wat haar derde kind geboorte gee. Sy's 43 jaar oud en na die bevalling moet sy hoor dat haar kindjie is verlam in die een gedeelte van sy liggaam. Nou, sy het nog nie eens die kind vasgehou nie. Nou, as jy net daai prentjie kan inprent hoe die moeder gevoel, sy was absoluut gebroken geweest. En terwyl sy daar lê het hulle van gesê, môre gaan ons jou en die kind oorplaas na 'n inrigting toe, wat hierdie tipe geval kan hanteer. En langs haar bedkassie kry sy 'n Bybel. En ons weet nie hoekom nie, maar sy lees Lukas 1 vers 66, baie bekende storie van Johannes die Doper se geboorte. Almal wat dit gehoor het daaroor nagedink en gevra, wat sal van hierdie kindjie eendag word? Dit was duidelik dat die Here by hom was. En sy omarm hierdie teks. En daai nag worstel sy met die teks en met God. En sy maak daai teks eie aan haar eie babatjie. En die volgende oggend kom 'n verpleegster in. En die getuienis wat ons het, sê hulle dit verpleegster met rooi hare, ek weet nie wat die betekenis van die rooi hare is nie, maar die verpleegster bring die baba in en die baba is heeltemal normaal. 'n Wonderwerk. 29 jare later is die dogter getroud en is sy en haar man in 'n motorongeluk betrokke. En na die ongeluk gaan hulle na ongevalle toe en daar word plate van hulle geneem en die spesialis wat daar is kom na haar toe en sê, hoekom het jy nie vir ons gesê jy het 'n spinale fusie gehad nie? En sy sê, want ek het nie 'n spinale fusie gehad nie. En die dokter draai na haar man, want hy het nou gedink sy het harsenskudding, sy kan nie onthou nie. En hy vra vir die man, hoekom het jy nie vir ons gesê nie? Die man sê, wel kyk na haar liggaam, daar's nie 'n merk aan haar liggaam. Net ons hemelse Vader kan 'n spinale fusie op 'n dag ouer baba doen. Die Bybel wat sy daarna uitgereik het, is een van meer as 50 miljoen Bybels wat die
daar geplaas het. Ons plaas dit in hospitale, ons gee dit vir skoolkinders, elke graad 8 leerling kry 'n Bybel van die Gideons af. Ons gaan selle toe, polisieselle toe, en ons gee dit vir verhoor afwagtende persone in die selle. Ons laat dit by spreekkamers. En die rede hoekom ons hier is, om net vir u dankie te sê. Dankie dat u ons ondersteun met gebede, ons ondersteun met finansiële bydrae. Ek was nie so lank terug nie, was ek hier toe julle uitstalling gehad het van al die bedieningsgroepe wat julle ondersteun, en ek moet julle regtig komplimenteer. Dit is wonderlik om te sien dat 'n gemeente so aktief kan wees. Ons het hierdie week ons konferensie gehad. Dit was in George, en daar was 300 verteenwoordigers wat dit bygewoon het, en by die leraars tenee was daar 400 mense wat dit bygewoon het. En die hele tema was geloof in aksie. En ons wil hier net verseker dat ons voortgaan om in geloof voort te gaan met die Bybel. En ons dankie baie daarvoor. Dankie Dominee vir die geleentheid. Dankie gemeente. Gemeente, kom ons sing Psalm 111, die eerste 2 verse. Ons begin met die keervers, die eerste vers en dan die keervers, so ook die tweede vers met die keervers. Ons sing dit sittende om ons diens mee te begin. Uit Psalm 111, se eerste 5 verse. Halleluja, ek wil die Here prys met my hele hart, in die kring van opregtes en in die byeenkoms. Indrukwekkend is die werke van die Here, 'n bron van nadenke vir almal wat vreugde daarin vind. Vol luister en glansrykheid is wat hy doen, en sy geregtigheid hou stand vir altyd. Hy het bewerk dat sy wonders onthou word. Genadig en barmhartig is die Here. Hy het kos gegee aan wie vir hom ontzag het. Hy hou vir ewig sy verbond in gedagte. Amen. Geliefdes, broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van julle. Dit kom van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons besing die lof van die Here met 'n baie bekende lied uit die jeugsangbundel, Ek roem U naam, die 2 verse daarvan. Kom ons staan, dan sing ons tot lof van die Here.
Nou broers en susters, ons het vanmôre die voorreg om die wonder van God se liefde en trou aan ons as mense te beleef. Dit is wat my betref die evangelie, die wonder van die evangelie dat God ons liefhet nog lank voordat ons hom liefhet. Nou by die doop word ons daaraan herinner dat die doop in die naam van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees beteken en verkondig aan ons dat ons slegs in die koninkryk van God kan kom as ons weergebore word. Want ons is as sondaars het ons in hierdie wêreld gekom. Die doop in sy naam bevestig dat God ons insluit in sy verbond. Ons en ons kinders insluit in sy verbond met die mens. Ons tot sy kinders aanneem en ons deel laat hê aan al die voorregte van die verbond. Die doop verbind ons aan Christus, wat ons sondes deur sy bloed afwas. Die doop laat ons deel word van Christus op so wyse dat ons saam met hom gesterf het, saam met hom begrawe is, ons ou sondige menswees afgelê het en opgestaan het in 'n nuwe lewe, saam met Christus. Die doop is die seël, die bevestiging, die waarmerk van ons inlywing in die liggaam, die kerk van Christus, ons nuwe geloofsfamilie. Verder verplig die doop ons om God uit dankbaarheid en in gehoorsaamheid met ons hele wese te vertrou, lief te hê en te dien. En laastens beteken die doop dat ons 'n bevestiging ontvang dat die Heilige Gees in ons woon en dat hy dag na dag meer en meer ons wil vernuwe om aan die beeld van Christus gelyk te word. Nou, broers en susters, met hierdie betekenis van die doop, is dit dan nou vir my vanoggend 'n voorreg om vir Roan en Carmen Roberts na vore te roep, ten einde te antwoord op die vraag by die bediening van die doop aan hulle dogtertjie. Roan, Carmen, julle kan sommer hier langs aan staan. Julle het nou gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is. Voordat die Here Jesus opgevaar het na die hemel, het hy gesê, gaan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Julle het dus gehoor dat dit sy opdrag is, waardeur God sy verbond van genade aan ons en ons kinders waarborg. En om nou te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel en nie maar net uit by gelowigheid gebruik nie, moet julle opreg op die volgende vrae antwoord. Ten eerste, bely julle saam met ons almal dat ons en ons kinders as sondaars in hierdie wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, maar dat ons in Christus ons en ons kinders aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament en wat in die belydenisskrifte van die kerk saamgevat word en in die kerk hier geleer word, dat dit die ware en die volkome leer van die verlossing is. En laastens, maak julle vanoggend die belofte om hierdie dogtertjie, soos ook julle seentjie Benru, na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig, sodat hulle sy ook die Here kan ken en vir die Here tot sy eer kan leef. Wat is hierop hardop julle antwoord? Ja, wat 'n vreugde dat die Here ook vir julle geseën het met 'n dogtertjie en mag sy vir julle 'n bron van vreugde wees dwars deur julle lewe. Ons gaan nou 'n lied sing terwyl Zani ingebring word
Lied 294, die 3 verse daarvan, terwyl ons so bly sit, sing ons dit. Jesus roep die kindertjies, moet hom nie verhinder nie. Hy wil hom help en sien, en sy liefde overneem. Jesus is alleen, aan ons kindertjies so sien. Kan nader staan. Zani Roberts, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Hemelse Vader, ons het nie woorde om die omvang en die grootsheid van u liefde te verwoord nie. Ons kan maar net in aanbidding voor u neerval en sê dankie dat u liefde so groot is, dat dit ons en ons kinders insluit oor geslagte heen, dat u ons aan u kom verbind met u ewige troue liefde, dat u ons God is, en dat ons u kinders mag wees, en dat u vanoggend met die teken van die doop ook vir Zani kom insluit, saam met haar pappa en mamma en boetie, om deel van u geloofsfamilie te wees. Ons wil bid dat u in haar lewe so sal werk, dat sy hierdie aanbod en hierdie toesegging vir haarself sal toeëien, en dat sy in die geloof ook vir u sal leef en u sal dien. Hoor ons gebed, want aan u kom al die lof en die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ja, kom ons sê ons geloofsbelijdenis op saam met hierdie nuwe lidmaat van ons gemeente. Ons doen dit staande, die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis, en dan sing ons daarna die dooplied. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe.
sê baie geluk en mag die Here julle seën en vir julle wysheid gee en baie liefde en geduld toer. Baie geluk. Hier is 'n doop Bybeltjie, né? Dat is 'n groot plesier. Benru, die seentjie vra nou vir sy pa, maar waar's myne? Maar Vrydag toe ek met hulle die dooponderhoud gehad het, het sy pa en ma my vertel, hulle gebruik sy Bybel en hulle het nog sy doopkers, so hy het daarom een al. So, goed. Broers en susters, God praat met ons uit sy woord en ons luister daarna vanoggend uit die evangelie van Lukas, Lukas 17. Ons gaan verse 11 tot 19 saam lees en voordat ons saam lees, laat ons saam bid. Drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons was op heilige grond. Om die waarheid te sê, ons is dit nog steeds. Hier waar U kom, om U te kom verbind aan mense. Dankie daarvoor. Ons is in diepe verwondering, maar ook ootmoed, omdat U op 'n dag waarskynlik ook vir die meeste van ons kom sê het, ek het jou op jou naam geroep. Jy behoort aan my. En dankie Here dat ons U pad met ons kan raak sien, U hand in ons lewe kan erken, U nabyheid en teenwoordigheid bevestig. En wil ons bid dat U deur U woord ook in hierdie oggend na ons toe sal kom, en dat U ons sal ontmoet. Dat ons aangegryp sal word deur wie U is en wat U doen. Here, skenk U aan ons wat ons nie het nie, en maak U van ons wat ons nie is nie. Ons vra dit in diepe afhanklikheid in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Lukas 17 vanaf die 11de vers uit die 2020 Afrikaanse vertaling. Op 'n keer het Jesus op pad na Jerusalem deur die grensgebied tussen Samaria en Galilea gereis. Toe hy 'n sekere dorpie binnegaan, het 10 melaatse mans hom tegemoet gekom. Hulle het op 'n afstand bly staan en uitgeroep, Jesus, Meester, ontferm U tog oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan wys julle self vir die priesters. Op pad daarheen is hulle gereinig. Een van hulle het, toe hy sien dat hy gesond geword het, omgedraai en God met 'n harde stem geloof. Hy het op sy gesig aan Jesus se voete neergeval en hom gedank. Hy was 'n Samaritaan. Jesus antwoord hom toe, is daar dan nie 10 gereinig nie? Waar is die ander 9? Was daar niemand onder hulle te vinde wat omgedraai het om God te loof, behalwe hierdie vreemdeling nie? Toe sê hy vir die man, staan op en gaan,
Jou geloof het jou gered. Tot sover, dit is die Here se woord aan ons in hierdie oggend en mag hy by die lees daarvan ook die verkondiging vir ons tot 'n groot seën maak. Ek wil graag as tema net vir u noem dat ons wil praat oor megafoon aanbidding. Megafoon aanbidding. Dit was by geleentheid dat iemand vir die groot kerkhervormer Martin Luther gevra het om iets te sê oor die ware aard en die wese en die karakter van aanbidding. Raai, wat was Martin Luther se antwoord? Sy antwoord: die ware aard en karakter van aanbidding is die 10de melaatse in Lukas 17. As jy oor aanbidding wil praat en die eer van God wil praat, dan is ons nou by die regte bladsy in die Bybel. Waaroor gaan dit? Jesus is op pad na Jerusalem. Om die waarheid te sê, dis nou die 3de keer in die Lukas Evangelie dat Lukas vir ons meedeel dat Jesus op pad is na Jerusalem om daar sy hemelvaart te voltrek. Bedoelende dat hy daar sou sterf vir die ganse wêreld, maar dat hy ook sou opstaan op die 3de dag. In hoofstuk 9:51 begin die reisverhaal tot hoofstuk 19 vers 27. En hoofstuk 9 vers 51 en 12 vers 22, daar word pertinent melding gemaak en nou hier die 3de keer dat Jesus onderweg is na Jerusalem. Hy reis oudergewoonte suidwaarts allangs die grens tussen Samaria en Galilea. En nou is dit interessant dat die Bybel eers Samaria noem en dan Galilea. U sien daar op die kaart baie duidelik die grens tussen Galilea in die noorde, die effens geel kleur op die kaart, en Samaria in die suide. Waarskynlik word Samaria eerste genoem omdat hier nou 'n karakter is uit die Samaritaanse gebied wat 'n hoofrol speel in hierdie geleesde gedeelte, in hierdie ontmoeting met Jesus. Nou die Samaritane, broers en susters, moet ons baie goed verstaan, sou ons dikwels die uitdrukking gebruik, dis nou nie ons damse gaanse nie. As jy 2 Konings 17 gaan lees in die 8ste eeu voor Christus, was die 10 noordelike stamme van Israel weggevoer in ballingskap deur die Assiriërs. En die Assiriërs het van hulle eie mense daarheen gebring en hulle daar gevestig en daar 'n vermenging plaasgevind tussen diegene wat wel daar agter gebly het en die Assiriërs, en dit was soort van 'n basternasie wat daar tot stand gekom het. Hulle het, om die waarheid te sê, hulle eie Bybel gehad, die eerste 5 boeke van Moses, die Samaritaanse Pentateeg, soos ons dit het in Genesis 1 tot aan die einde van die boek Deuteronomium. Dit was al Bybel wat hulle geken het. Hulle het ook 'n baie besondere plek, spesifieke plek van aanbidding gehad. Hulle het 'n tempel gehad op die berg Gerizim. Jy sien dit ook daar. En hulle het nie in Jerusalem gaan aanbid nie. En ons ken die gesprek wat Jesus gevoer het by die put van Sigar, op die stuk grond van Sigar, die put van Jakob, Johannes 4, waar Jesus met die Samaritaanse vrou ook gepraat het. En in hulle diskussie gaan dit oor waar moet God aanbid word? Is dit nou in Jerusalem of is dit nou op Gerizim? En Jesus sê, daar kom 'n tyd en dit is nou dat ons God in gees en in waarheid
sal aanbid. En Jode en Samaritane, so weet u, het mekaar verag en vermy. En na alle waarskynlikheid volg Jesus dus nou die roete al op die grens tussen Galilea en Samaria oor die Jordaan en dan min of meer by Jerigo word die Jordaan nou weer gekruis om in die rigting van Jerusalem te gaan. By 'n sekere dorpie, 'n onbekende dorpie, kom daar 10 melaatse mans Jesus tegemoet. Ons weet nie wat hulle name is nie. Ons weet niks van hulle herkoms nie, weinig. Ons weet niks van hulle nasionaliteit nie. Al wat ons weet, is hulle gedeelde identiteit van 'n menslike stuk swaarkry, menslike disposisie as jy wil, van hom uitgeskuif, om uitgerangeer te word, geïsoleer te word, randfigure te word, wat niemand geag of raak gesien het nie, met wie niemand in kontak wou kom nie. Mense wat, om die waarheid te sê, onrein is, nooit by 'n plek van aanbidding mag gekom het nie. Nie alvorens hulle bepaalde reinigingsrituele en offerhandes moes bring om as dit ware gereinig verklaar te word om God te aanbid. Eenkant weggeskuif. Mense wat volgens Levitikus 13 en 14, as jy daardie 2 hoofstukke gaan lees, buite die laar, buite die kamp, hulle moes afsonder en eenkant hou, en heel dag moes uitroep, onrein, onrein, en hulle moes ander so teen hulle self beskerm. Kan jy jou indink wat dit aan hulle menswees gedoen het? Kan jy jou indink die pyn van sosiale en godsdienstige verwerping in die ergste graad? Hulle kom Jesus tegemoet, maar hulle bly tog, so sê die Bybel, op 'n afstand staan. Op 'n afstand. Want sou jy in kontak kom met hulle, dan is jy ook onrein. En al wat hulle het om die kloof te oorbrug na die een van wie hulle waarskynlik gehoor het, is om te roep. Hulle stem te verhef, so staan dit daar, en te roep, Jesus, Meester, ontferm U oor ons. Jesus, Meester, ontferm U oor ons. Nie genesing nie. Ontferm. Die woord vir ontferm, elieo, die werkwoord in die Grieks, is 'n woord wat eintlik sê in die Engelse woordeboek wat ek raak gelees het en geraadpleeg het, hierdie woord beteken is to show kindness and concern for those in deep need. Omgee en 'n vriendelikheid en 'n toegeneentheid is al wat hulle vra. Jesus, Meester. Nou die woord vir meester, gewoonlik in die Grieks word die woord didaskalos gebruik, leermeester, maar hier word 'n ander woord gebruik en dit is merkwaardig as jy die Lukas Evangelie gaan lees in hoofstuk 5 en in hoofstuk 9 op talle plekke is dit
die woord meester epistates is die woord wat gebruik word deur die disippels. En is asof Lukas hier wil sê, kan dit wees dat hierdie ouens wat melaatses is, wat uitgesluit is uit die gemeente en uit die kerk van daai tyd, uit die volk en die plek van aanbidding, dat hulle eintlik moontlik potensieel disippels van Jesus kan wees. Daarom is daar is dit subtiel die woordkeuse epistates. Meester, ontferm U oor ons. As jy al so vas deur omstandighede gebind, so verslaaf, dat jy 'n noodkreet na die hemel rig. Soos Psalm 50 vers 15 sê, roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp en jy sal my eer. Ken jy dit? Ervaar jy dit? Dan sal jy iets verstaan van wat hierdie 10 melaatse mans ondervind het. Nie merkwaardige is, absoluut merkwaardig. In die teks is hierdie woord, ekskuus, elke keer gaan ek te ver. Ek moet teruggaan. En nou gaan ek vorentoe, ekskuus julle. Nee, ekskuus. Jammer vir die fout. Is toe Jesus hulle sien. Jesus sien hulle raak. Hulle wat deur almal misgekyk en doelbewus nie raak gesien word nie. Jesus sien hulle raak. Jesus sien die nood van die wêreld raak. In Lukas hoofstuk 4 word vertel tydens Jesus se intreepreek in Kapernaum in die sinagoge, kom sê hy het gekom, hy's deur die Gees van die Here gesalf en die Gees van die Here is op hom om vrylating vir die gevangenes aan te kondig, om vir blindes te laat sien, mense in hulle nood aan te raak. Hy sien hulle raak en hy gee opdrag. Gaan wys julle vir die priesters. Gaan toon julle vir die priesters. Dis al. Vreemde opdrag, nie waar nie? Vreemd in die sin, as jy Lukas 5 lees, dan lees jy daar dat Jesus 'n melaatse gesond gemaak het, oombliklik deur wat te doen? Hulle hom aan te raak en hy het oombliklik gesond geword. Hier word hulle gestuur na die priester, waarskynlik in Jerusalem, 'n end weg. Snaaks dat die wet, Levitikus 13 en 14, eintlik sê dat die priester na hulle toe moet kom. As hulle buite die kamp daar geïsoleer, afgesonder, dan moes die priester na hulle toe kom, maar hier stuur Jesus hulle, en dan gebeur daar hierdie onvoorstelbare, ag Louise, wil jy dit nie maar net vir my skuif nie, want ek sukkel met die enetjie hier voor, dan staan daar, dat hierdie onvoorstelbare wonderwerk gebeur. Onverwags. In ons teks staan daar, op pad daarheen is hulle gereinig. In die Griek staan daar eintlik 'n besondere woord, kai egeneto, beteken, en dit het gebeur dat, terwyl hulle weggaan, hulle gereinig is. Op pad, met Jesus ver van hulle af, onderweg. Kom hierdie ouens agter, hulle is gesond. Kan jy jou die vreugde voorstel? Kan jy jou die blydskap voorstel?
Ek kom die week af op 'n skildery van James Christensen, is 'n Amerikaner, hy het dit in 2002 geskilder. En miskien is die uitbeelding op die skerm dalk nou nie so goed nie, maar jy sou kon sien dat daar op stokke is daar klokkies. Hulle moes ander waarsku dat hulle op pad is. Hulle moes uitroep onrein, onrein. En hier onderweg, op pad, kom hulle agter dat die klein bietjie geloof wat hulle het, net in 'n woord van Jesus genoeg was om hulle gesond te maak. In die voorafgaande gedeelte sê Jesus, as die disippels vir hom vra, gee vir ons meer geloof, dan sê Jesus vir hulle, as julle maar geloof gehad het, soos 'n mosterdsaad, dan sal julle vir hierdie willevyeboom kon sê, werp jouself, gaan plant jou in die see. Net 'n klein bietjie, 'n klein titseltjie, krieseltjie geloof. En hier gebeur hierdie wonder. En iets van die vreugde, die verwagting dat hulle nou weer opgeneem kan word in die gemeenskap, weer met hulle families herenig kon word, weer in die kerk saam kan kom om te aanbid. Maar die merkwaardige is die volgende skuifie van die laaste persoon, die 10de melaatse. Toe ek hierdie sien in die skildery, het dit my aangegryp, asof hierdie ou omdraai en sê, maar wie kan dit nou wees wat dit aan ons gedoen het? Hy kyk na sy hande en hy kyk terug. Wat het gebeur? En as die ander by die priester sou kom in Jerusalem en sê, kyk hoe lyk ek, sou hierdie man eintlik sê, kyk na God, kyk wat het God vir my gedoen. As die Ou Testament praat van die vrees van die Here, dan sien ek die vrees, die diep ootmoed en ontzag vir die Here in hierdie ouetjie, hierdie ou se gesig. Want wat doen hy? Wat gebeur? Die 15de vers sê vir ons, een van hulle toe hy sien dat hy genees is. Onthou net nou, Jesus sien hulle en hy sien, toe hy sien dat hy genees is, toe hy sien, toe hy gewaar word, toe hy bewus word, toe hy waarneem, toe doen hy 4 dinge. Hy draai om, epistrefo, hy draai om, hy maak 'n U-draai, waarheen? Terug na Jesus. En ons lees dat toe hy by Jesus kom, hy God met 'n harde stem geprys het. Dat hy aan die voete, in die 3de plek, aan die voete van Jesus neergeval het, met sy gesig op die grond, en hom gedank het. Die treffende vir my, toe ek dit lees, broers en susters, is die gedeelte waar hy sê dat hy God met 'n harde stem. Nou, hart in Grieks is megale, mega is groot, julle weet mos 'n groot ordentlike roomhuis is 'n mega, megale, né? En stem is fone, megafoon. Jy ken 'n megafoon nie waar nie, die onderwysers wat atletiek moes afrig en afsit en al die goed, julle sal dit onthou, daai beelbek het meneer Jack van Renen, een van ons onderwysers, ons geleer, né? Waarmee jy jou stem
kan vermenigvuldig, en hy buig voor God, en hy gaan nie binnekamer toe met 'n sagte, fluisterende prewel gebedjie nie. Nee, hy wil dit uitpasuin, dat almal dit kan hoor, wat God vir hom gedoen het. Het jy dit gesien? Hy draai terug, en die teks sê, hy het omgedraai, en God met 'n megalefone geloof, met 'n megafoon aanbid. Dis wat aanbidding is. Luther het gesê, die ou na wie ek verwys het aan die begin van my preek, is om te sê, aanbidding is nie iets wat ek doen nie. Aanbidding is altyd iets wat by God begin, en in antwoord, in reaksie op dit wat God doen, aanbid ek hom. Ek kan nie anders nie. Aanbidding kom deur sy woord, sê Luther. Aanbidding gaan oor my hart, en die grootste eerbewys, sê Luther, wat jy aan God kan doen, is om God te glo, met jou hele wese. En dan die verdramatiese effek, die laaste sin in daardie teksvers, hy was 'n Samaritaan. Onder die mense, die ware aanbidders van God, is daar soms mense op wie ons neersien. Mense wat ons verag, wat God met hulle hele wese aanbid. Hierdie Samaritaan, almal is genees, al 10 van hulle is genees, maar hierdie een het iets besonders ontvang. Verhouding met die lewende God. En daarom is Jesus as dit ware uit die veld geslaan, vra hy 3 vrae, maar daar's nie 'n antwoord nie. Hy vra, was daar dan nie 10 wat gereinig is nie, vers 17, waar is die ander 9, en was daar dan niemand onder hulle te vind wat omgedraai het om God te loof, behalwe hierdie, nou 'n belangrike woord, vreemdeling nie. So asof Jesus met 'n stuk gebrokenheid sien, dat mense God se werk in hulle lewe ervaar, maar nie daarop in aanbidding, in dankbaarheid reageer nie. Kan dit wees dat God in jou en in my lewe werk en dat ons dit nie raak sien nie? Dat ons nie daarvan bewus is nie. Dat dit nie tot ons deurdring nie. Dat ons nie die erkenning gee dat God in ons lewe teenwoordig is. En soveel vir ons doen. Maar ons gee nie die erkenning. Ons kom nie in aanbidding en val voor hom neer met 'n megafoon stem en gee aan hom die eer en die dank dat almal dit kan hoor sonder om skaam te wees. Was 'n vreemdeling. Die woord wat hier gebruik word vir vreemdeling is allogenes. Nou, julle moet dit nou maar aanvaar van my af, maar die dominees hier wat Grieks ken sal dit kan bevestig. Daar was 'n kennisgewing by die tempel. Daar was as dit ware 'n heining waardeur die heidene nie mag beweeg het nie. As jy nie 'n Jood was nie, mag jy nie daar ingegaan het nie. En die woorde was, as jy daar ingegaan het, is jy verantwoordelik vir jou eie dood. Jy sou doodgemaak word. Hierdie man wat 'n vreemdeling was, hierdie man wat 'n Samaritaan was, hierdie man wat geestelik, fisies, sosiaal, godsdienstig uitgeskuif is, geen plek in die aanbidding van God gehad het nie. Hy kom by God Jesus, God wat mens geword het, uit. En hy ontmoet in die hart
Met 'n hart van aanbidding ontmoet hy die lewende God. En wat sê Jesus vir hom? Gaan nou maar. Staan op en gaan. Jou geloof het jou gered. Your faith has made you well, sê die ou King James vertaling. Hierdie woord vir gered is sozo in die Grieks. En sozo is in die perfektum vorm, beteken dit is nou, jy's nou in 'n nuwe toestand, in 'n nuwe staat. Om die waarheid te sê, sozo beteken om 'n nuwe lewe te hê, om 'n nuwe hart te hê. Ek het 'n nuwe verhouding met God en dit bepaal alles in my lewe. Ek het 'n nuwe band met almal rondom my. Ag broers en susters, ek wens so vanoggend ons kan, dat die liewe Here vir ons die genade sal gee deur sy Gees, om ons oë oop te maak, dat ons God kan sien. Amper soos Brother Lawrence, daai ou wat die boek geskryf het, Practice the Presence of God. Hy het gesê, God is altyd by my, orals. Maak nie saak wat ek doen nie, of ek nou die skottelgoed was, en of ek nou my motor was, en of ek nou gaan hardloop of stap, of wat ek ook al doen, God is orals by my. En die vraag is ek bewus dat hy by my is, en wat hy vir my doen. Vanoggend het ons hier by die doop gestaan, en ek weet daar's mense wat sê, ag, kry nou net klaar dat ons by die preek kan kom. Maar weet jy, dit was 'n godsontmoeting met 'n klein dogtertjie wat 'n verskil in haar lewe en in die lewe van haar ouers maak. Miskien het jy ook al in tye van siekte en swaar kry en verlies en pyn die hand van die Here gesien en neergeval en gesê, ek dank U, ek prys U, ek loof U, ek bring aan U die eer. Miskien wil jy dit hierdie maand doen. As ons oor die 10de maand dankbaarheidsoffergawe Sondag praat, dan wil jy dalk sê, Here, miskien dink jy om te sê, ek moet nou alweer gee vir die kerk, hierdie kerk wat net moet gee. Dalk is die vraag, Here, maak my oë oop dat ek kan sien wat ek alles ontvang het. Open my eyes, Lord. I want to see you. Amen. Here, ons kom vanoggend na U toe met hierdie een begeerte, hierdie verlange dat ons U sal ervaar in ons lewe, dat ons U sal sien, en dat dit ons sal beweeg tot aanbidding, want aanbidding is altyd 'n geloofsreaksie op wat U doen en gedoen het. Ons aanbid U is die God wat vir ons sorg, uit wie se hand ons leef, van wie ons alles wat ons is en alles wat ons het ontvang. Ons dank U vir klein Zani Roberts wat vanoggend gedoop is. Ons dank U vir haar pappa en mamma en boetie, vir Carmen en vir Roan en vir Benro. Ons bid vir die oupas, die 2 oupas en die 2 oumas wat ook hier is vanoggend. Die vreugde, ons eer U daarvoor. Ons aanbid U as die een wat ons kinders insluit in U verbond met die mens. Ag Here, ons kom ook vanoggend om dankie te sê vir die werk van die Gideons in Suid-Afrika. Dankie dat U woord mense bereik, wat deur gewone mense, deur sakemanne en vroue, waar ons gewone mense se getuienis nie altyd uitkom nie. Dankie vir die woord wat hulle versprei. Here, ons kom met ons nood na U toe. Ons kom met die nood van Suid-Afrika na 'n week waar dit meer deur mekaar lyk as wat daar enige orde is.
waar wanhoop ons keel wil laat toetrek, oor waarheen alles heen op pad is, maar U is ook hier. U is ook die God in die chaos van 'n deurmekaar Suid-Afrika. Gebruik U dan vir ons om 'n stuk van U vrede en U koninkryk te laat neerslag vind. Dat soos wat U in die daaropvolgende gedeelte vir die fariseërs sê, as hulle vra, waar is U koninkryk? Dan sê Jesus, die koninkryk is in julle. Dat U koninkryk so in ons sal wees, dat ander U sal kan sien, en dat ons die verskil kan wees en maak, wat Suid-Afrika so dringend nodig het. Ons kom pleit dat U die werksaamhede van hierdie gemeente sal seën hierdie kwartaal. Elke kruiskring, elke erediens, die kooroefeninge, die gebedsgeleenthede, die Bybelstudies, die jeug, en dat U verheerlik sal word, en dat ons U sal sien, want U sien ons. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes. Sjoe Esther, jy speel altyd die regte goed na ons preke. Dankie daarvoor. Vriende, broers en susters, net enkele aankondigings. Die eerste is dat ons alle nuwe lidmate uitnooi om aan te meld by die nuwe lidmate bediening hier op die stoep aan my linkerkant. Draai links na die klein kombuisie se rigting. Dan wat die program vir die week betref, vra ek almal se aandag. Môre aand om 6:00 Bybelskool. Ons is besig met die boek Exodus en ons sit dit graag voort, môre aand om 6:00 hier in die kerk. En dan, baie belangrik, het ons hier almal se hulp nodig. Ons het die almanak vir volgende jaar byna klaar, maar ons kort nog 'n buiteblad. En ons wil graag 'n ordentlike buiteblad maak, iets anders as van tevore. Ons wil graag 'n foto neem van u as 'n gemeente, maar ons wil dan
dit op die teerblad hier buite die parkeerarea laat doen. Ons kan dit nie op 'n Sondag doen nie, is net nie genoeg parkeerplek om die voertuie te verwyder nie. So Woensdagoggend 11:00. Woensdagoggend 11:00. Ons sal die per SMS ook weer herinner. Kom asseblief, ons wil graag 'n foto neem van ons almal in die vorm van 'n kruis. Ons gaan 'n groot kruis teken op die teerblad. Ons moet almal daar inpas en ons gaan met 'n hommeltuig gaan ons foto's laat neem van bo af en dit gaan op die buiteblad van die almanak wees. So asseblief help vir ons, skeduleer jou program so dat jy Woensdagoggend gou 11:00 kan kom vir 'n foto. So as man en meis daar kan wees, dan sal dit wonderlik wees. Ons sal so bly wees as jy ons daarmee kan help. Dan volgende Sondag is daar weer 2 eredienste. Ons begin met 'n nuwe preekreeks met 'n rekenaar tema, System Update. Ek dink ons het 'n paar updates nodig. En dit gaan oor die gelykenisse van Jesus. 8:00 die diens, 9:00 kategese, 10:00 die tweede diens. En dan, ek gaan nou vir Maton 'n kans gee, volgende Sondagmiddag 3:00 moet jy asseblief kom vir hierdie fantastiese orgeluitvoering. Hy gaan vir ons nou meer daarvan vertel. Ek wil net vinnig verjaarsdagwense oordra. Vandag verjaar Leola Esterhuizen, Susara Fourie en Jolandi Olivier. Baie geluk aan julle almal. En spesiale verjaarsdagwense, Edith Hen verjaar ook vandag, sy is 81. Letitia Stein môre is sy 80. Marie Hatting in die Buitewyk is 85 op die 16de en ook op die 16de Corlia van Niekerk. Ons mooiste wense vir julle met julle verjaarsdae vandag en vir die jaar. Dan onder die siekes voeg ons net die naam by van Pieter Venter wat 'n skoueroperasie ondergaan het en ek weet Barbara Sieberagen is ook in die Kaap geopereer. Ons dink ook aan hulle. Dan broers en susters, het ons mannebediening het op Saterdag 1 November 'n spesiale ontbyt, lekker pap en wors met Neil Boegner wat regtig goed musiek kan maak en vir ons kan begelei in aanbidding met die tema Stofpad Kapel. Neil Boegner R80 kaartjie. En dan het die jeug ook 'n fondsinsameling. Hulle het 'n spesiale poging op 28 November, 6:00 die aand met Michael Lind. Diegene van julle wat hom ken, sal weet dat dit die moeite werd is. Hulle het 'n sekere formaat waarop hulle dit wil doen. Daar's 17 tafels, 8 persone aan 'n tafel en dit kos nou R1440 per tafel, maar dit is dan verdeel deur 8, nie waar nie? Dan kom jy uit op R180 per persoon wat 'n vingerete en pudding nagereg insluit en 'n heerlike saamwees. Kaartjies vir die tafels is beskikbaar by die kerkkantoor. En ja, dan vriende, op Sondag die 2de November is dit ons dankbaarheidsoffergawe Sondag en ons bid dat julle almal dit met die Here sal uitmaak om te sê, maar wat het ek alles ontvang? Hoe kan ek my dankbaarheid daaroor konkreet uitdruk? Daar is 'n briefie wat ons dominees geskryf het vir julle. Lees dit bietjie, dis met liefde gedoen. En 'n dankbaarheidsoffergawe koevert en mense van die buitewyk, julle kan sommer julle koeverte op die tafel in die voorportaal neem. O ja, en daar's 'n preekblaadjie vir julle wat wil hê. En Maton, asseblief, sê jou sê. Ekskuus, ek sal vinnig wees. Julle weet ek die orgel verskrik so. Pyporgels is vir my 'n passie, al is ek nou nie 'n orgelis in my lewe nie. Maar ons het 'n uitvoering volgende week. Ek wil net verduidelik hoe ons dit gaan doen. Die wat deesdae sien, almal praat digitaal, als is digitaal. So, daar's 'n tegnologie wat sagte ware is wat jy 'n werklike orgel sample, soos die Engelse sê, en dan speel jy dit terug deur 'n rekenaarprogram met 'n klankstelsel. So al wat jy nodig het is net 'n keyboard, enige keyboard kan jy gebruik. En dan speel jy asof jy speel op die Bovenkerk in Kampen, jy speel letterlik daai orgel. So ek speel nou al 'n paar jaar met dit rond en dis vir my
'n storieetjie gewees om te sê, eendag moet ons iemand wat kan speel kry, om van hierdie orgels te gebruik en dan 'n lewendige uitvoering te hou. So as jy kyk op YouTube en ouens wat uitsendings doen, daar is, julle sal sien die tegnologie of sagte ware wat hulle van praat, sy naam is Houptwerk. So as jy 'n bietjie gaan Google, gaan kyk na Houptwerk en gaan baie uitvoerings kry van orgeliste wat speel en hulle eie kanale stream daarmee. So hierdie is, ek dink, ek sal bevestig, maar ek dink die eerste in Suid-Afrika wat ons dit sal gebruik om 'n lewendige uitvoering te doen. So ons gebruik ons eie orgel as die speeltafel en daar agter staan ene wat ons ook gaan gebruik. En ons gaan 2 orgels gebruik. Die een is die Bovenkerk in Kampen, sy Hiens-orgel, wat 'n groot orgel is, baie bekende orgel. En dan die Franse stylorgel is 'n Cavaillé-Coll-orgel, is ook 'n werklike orgel wat in Caen in Frankryk is. En dis die 2 orgels wat ons gaan gebruik. So ons is bevoorreg om 3 goeie orgeliste te hê wat speel. Phyllis Goldblatt, wat hier by ons in die gemeente is, sy gaan speel. En dan Tinus Badenhorst, wat die orgelis by Oud-Nikwaland se kerk is, wat ook baie interessante goed doen met orgel. En dan Gerrit Jordaan van moedergemeente in George, wat baie bekende, en hy het al internasionaal ook gespeel, baie bekende orgelis. Hulle gaan vir ons speel. So dis 3 uur volgende Sondagmiddag, dis gratis en verniet. En ons hoop ons sien 'n paar van julle daar. Ja, Meton, ek het al na Meton geluister as hy gespeel het, en dan sê ek vir hom, daar's 'n Nederlandse orgelis, Klaas-Jan Mulder, né? En Meton speel so. Hy kan. So, kom asseblief volgende Sondag, asseblief 3 uur die middag. Ons slotlied, genade onbeskryflik groot. Kom ons sing dit staande ten slotte. Van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly.